Om te stry vir die geloof, broer en suster, is nie om te stry oor die geloof nie. Dis om jouself te disciplineer tot 'n heilige lewenswandel, te bid in die Heilige Gees, om goed te doen aan ander en mekaar by te staan en ontferm, oor mekaar te ontferm. En so uit te gee aan die wet van Christus. Ek wil lees myself. So, kom ons blaai na die brief van Judas. Ons gaan net vanmôre na 2 verse kyk. Judas hoofstuk 1, daar is net 1 hoofstuk, so hoofstuk 1, vanaf vers 3 tot en met vers 4. Geliefdes, alhoewel ek vas van plan was om aan julle oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf, word ek nou genoodsaak om aan julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof, wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense wat wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is, het julle geleedere binne gesuiker. Goddeloses, mense wat Gods genade en losbandigheid laat ontaard en ons enigste vors en Here, Jesus Christus, ontken. Vader, ek bid dat U hierdie woorde tot ons hart sal seën vanmôre. Here, mag die vrug dra in ons, Here, en mag dit eer aan U bring. Heilige Gees, dat U sal bekragtig, dat U ons oë sal oopmaak om te sien dit wat U vir ons wil sê. Ons ore om te hoor dit wat U vir ons wil sê. Here, mag ons aangespoor word om te doen dit wat ons vanmôre hier hoor en sien. En Here Jesus, mag U verheerlik word as ons Here, ons Meester, ons Vors, ons Koning. In alle ewigheid. Amen en amen. Nou nadat ons laasweek gekyk het na Judas, wat 'n seëngroet uitspreek oor sy gemeentelede, hy sê barmhartigheid en vrede en liefde aan julle vermenigvuldig word, spring hy onmiddellik in hierdie volgende vers na die rede vir sy brief. Daar is 'n rede hoekom hy skryf, dit is nie die rede hoekom hy wou skryf nie, maar hy word genoodsaak om te skryf dit wat hy vir ons skryf. Hy begin hier te sê dat ek wou aan julle skryf, ek was vas van plan om aan julle te skryf, ek was gretig om aan julle te skryf oor ons gesamentlike verlossing. Maar nou moet ek aan julle skryf om julle aan te spoor om te stry vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer word. En ek dink 'n uitgangspunt vir ons vanmôre in hierdie gedeelte en in die brief, wanneer ons deur dit gaan werk in die volgende paar weke, moet ons besef dat Judas se hart is uiteindelik om te praat met Jesus, om te sê, kom ons praat oor ons gemeenskaplike verlossing. Ek wil nie tyd mors op allerlei teologie nie, ek wil nie tyd mors op allerlei teorieë nie, ek wil nie tyd mors op allerlei ander nonsens wat ons besig hou nie. Nee, ek wil praat met julle oor ons gemeenskaplike verlossing. Ek wil by jou kom kuier en met jou gesels oor Jesus. En jy moet met my praat oor Jesus en wat Jesus vir jou gedoen het. Ons wil praat oor ons gemeenskaplike verlossing en bly wees daarin en vreugde daarin hê. Maar dit lyk so as ons kyk na al die sosiale media, prys die Here as jy op sosiale media is nie, jy spaar jouself soveel moeilikheid. As jy wegbly van dit af, is jy die gelukkigste mens op aarde. Ek kan ongelukkig nie wegbly van dit af nie, ek moet deel wees van sekere dinge. Maar genigtig is dit net 'n stryery en 'n kleierye en wat is die Afrikaans van nitpicking? Ek meen, jy sal die mooiste sentiment op Facebook sit en iemand sal iets skryf waaroor hulle gaan kla. Iemand sal iets vind wat jy gesê het wat nie reg is. Maar wat van dit? Ag, jy moet asseblief tog nie dit vergeet. Ek noem 'n simpel voorbeeld, as ek byvoorbeeld sou sê, ryk mense moet ook die evangelie hoor. Gaan daar iemand wees wat sê, maar moenie vergeet dat die armes nie. Ek weet, maar ek praat nou van hierdie mense op hierdie stadium. Maar daar gaan iemand wees wat iets skryf om te kla oor 'n ander ding. As ek kan sê, weet jy, die arme mense sê Jesus nodig, en dan iemand sê, moenie vergeet van die rykes nie. Dis hoe dit voel as ons op die sosiale media kyk en selfs binne ons kerk. Ek weet ek het baie gesukkel met dit in my eie lewe, want jy wil teologies korrek wees, jy wil reg wees. En dit is goed dat ons reg is, ons moet vashou, ons moet stry vir die geloof wat ons ontvang het.
Maar liewe broer en suster, nie elke keer oor niks nie. Hoekom het ons nou kelkies vandag gebruik en nie 'n beker nie? Hoekom onderdompel jy daai persoon 3 keer en nie net 1 keer? Daar's soveel stryery oor nuttelose dinge wat niks met die geloof te doen het. En dit is amper asof ons agter die sensasie aanhou. Mense sien dit in die nuus. Mense wil nie goeie nuus hoor nie. Ek is vasbeslote van hierdie feit. Ek weet dit in my hart en my siel. Niemand soek goeie nuus nie. Want die nuus wat die mees populairste in hierdie wêreld is een of ander skandaal, een of ander moeilikheid wat aangegaan het en iemand wat geld gesteel het. Iets goeds kan gebeur in die land, ons kan die wêreldbeker rugby wen en iemand gaan kla oor een of ander iets soos die ekonomie. Ja, dit is reg, kla oor die ekonomie op 'n ander dag, maar kom ons vier nou die Springbokke wat gewen het. Maar dis asof jy net nie gelukkig kan wees nie, want mense wil die ongeluk hê. Mense smag na die afbreekery. En ek hou daarvan dat Judas begin met die brief, hy sê, ouens, ek wou regtig in my hart en in al my wese vir julle geskryf het oor ons gesamentlike verlossing. Unfortunately, ongelukkig is ek genoodsaak om oor hierdie ander dinge te skryf. En ons weet, die van julle wat in die eerste weekie was, ons deur die brief gelees het, hy noem al hierdie dinge wolke sonder water, nie hierdie nie. Wolke sonder water, mense wat rondgeslingerd word, mense wat onsedelik lewe, losbandig lewe, mense wat lasteraars is. Maar dis nie waar hy wil skryf nie. Hy wil skryf oor ons gemeenskaplike, gesamentlike verlossing. En ek dink ons moet dit ter harte neem, dat ons nie altyd so vinnig moet wees om 'n punt te wil wys of reg te wil wees. Maar om net lief te wees. Ek praat nie van sonde goed praat nie, maar weet jy, kom ek nou my voorbeeld nou van 'n persoonsoogpunt teologies. As iemand sou bid, weet ek in my hart en my siel, ons bid gewoonlik tot die Vader, in die naam van die Seun en die krag van die Heilige Gees. Dis hoekom mense sal hoor dat wanneer ek bid, sê ek Vader, Heilige Vader, onsse Vader is waarmee die gebed begin. Dit is nie die recept nie, maar dit is soort van die trant wat jy kry in die skrif, dus ons bid aan ons Vader. Ek weet ons kan bid aan Jesus Christus. Stefanus bid in Handelinge 7 of 8, bid hy tot Jesus Christus en sê, Here Jesus, ontvang my siel. Hy bid. Ons kan tot die Heilige Gees bid, want hy is God. Maar daar is vir my 'n soort van 'n respek om die testament van die skrif te onderhou wanneer ek sê, kom ons bid tot ons Vader in die naam van die Seun en die krag van die Heilige Gees. Maar Boetie, sissie, as jy wil bid soos wat jy wil bid, gaan ek jou sê, hou om so te bid. As jy wil begin met sê, Papa Vader, ek weet, ek hou nie daarvan nie, maar weet jy wat? Solank jy bid, is ek gelukkig. Ek hou nie daarvan as mense sê, Papa nie, dis Vader vir my, maar dis my persoonlike gevoel daaroor. Op die einde van die dag, hoor die Here daai persoon se gebed. Reg? En so dit is so baie keer wil 'n mens uit jou ideologie uit om reg te wees te sê, maar weet jy eintlik moet jy so bid? Nee. Kom. Solank daai ou bid, en heel waarskynlik bid daai tannie meer as die pastoor. Heel waarskynlik bid sy meer gereed. In haar eenvoud. En so ons moet versigtig wees dat ons, terwyl ons hierdie brief van werk gaan kyk na al die dinge wat verkeerd gaan in die gemeente, onthou dat Judas se fokus is nie om net te stry teen die mense nie, maar om te stry vir die geloof. Dit is wat ons moet onthou. En so, in ons eie gemeentes, ons eie harte moet ons verstaan waaroor hierdie gaan. Inteendeel, hy sê in daardie gedeelte, hy sê, ek wil julle aanmoedig of julle aanspoor om te stry vir die geloof. Om te stry vir die geloof. Nie om te stry teen die ander ouens nie. Verstaan die verskil in die woorde hier. Julle moet stry vir die geloof, nie stry teen die ander nie. Selfs Judas, wanneer hy met die gemeente praat hy nie teen die ander nie. Hy sê vir die gemeente, moet nie wees soos die ander nie. Hy spoor hulle aan om nie soos die ander te wees nie. So dit is nie so seer 'n strydery teen die dwaalleer
as wat dit 'n roeping is tot heilige lewenswyse. Nou as jy ons stryd vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. En so voordat ons verder praat oor hoe ons stryd en hoe ons stryd voer vir die geloof, kom ons kyk na wat hy praat van die geloof wat eens en vir altyd oorgelewer is. 'n Groot probleem wat die kerk gehad het in die eerste eeu, 'n groot probleem wat hulle gehad het in die tweede eeu, die derde eeu, die vierde eeu, tel dit dwars deur die eeu tot en met die 21ste eeu, is daar mense is wat die skrif bedraai. Selfs Paulus, baie van sy briewe, praat hier hierdie mense wat die skrif bedraai. In Galasiërs 1, vers 6 tot 9, sê hy byvoorbeeld, as sou ons of 'n engel na julle toe kom en 'n ander evangelie verkondig as die een wat julle ontvang het, mag hy vervloek wees. Dis harde woorde daar. Paulus sê, al kom ek na julle toe en ek verkondig nou iets anders wat ek die eerste keer in die verkondig het, moet jy na my luister, ek is vervloek. Al kom 'n engel na jou toe en hy gee vir jou aan 'n openbaring, as dit teenstrydig is met dit wat jy ontvang het van die begin af, moet jy daarna luister. En so dit is hoekom ons versigtig moet wees dat daar baie mense wat kom en sê, weet jy wat, ek het hierdie ding ontdek wat vir 2000 jaar versteke was, maar ek het dit nou, die Here het aan my geopenbaar, dit wat niemand anders dit vir 2000 jaar geweet het. Dan moet jy so 'n bietjie met ek wil nie sê met 'n knippie sout vat nie, met sommer 'n hele botteltjie sout by jou. Want gewoonlik wat uit daardie persoon se mond uit gaan kom, gaan alleen wees. Gaan alleen wees. En dit is nie net omdat dit 2000 jaar weg is nie. In hulle eie leeftyd, in die leeftyd van die apostels, was daar mense wat gekom het en 'n ander evangelie verkondig het. En so ons moet so versigtig wees om ons ore te leen aan een of ander profeet of een of ander apostel. Genigtig, dit is asof daar skielik 10.000 apostels op die aarde geland het vandag. As jy gaan kyk, as jy net by as jy Suid-Kastoerui verhaal, en vandag al die kerk is een of ander apostel, die Kobo en apostel hierdie en apostel Viljoen en apostel dit, genigtig nie. Stop het. Wat maak jou apostel, wat maak jou profeet? En ek sê nie, daar is nie profete en mense wat optree as apostels nie. Maar wees versigtig, net om rede sê hy is 'n biskop of 'n apostel of 'n profeet, beteken nie hy praat die waarheid nie. As selfs Paulus of 'n engel na jou toe kom en iets anders te verkondig as wat in die skrif ontvang is, moet jy dit verwerk. Ons moet dit verwerk. Wat is die evangelie wat ons eens en altyd ontvang het? Ek wil dit opsom in 2 punte en ons gaan dit sien binne in die mense wat hy noem, waar hulle verkeerd gaan, kan ons uit Judas se woorde uitvat wat hy eintlik bedoel met die evangelie wat hy ontvang het. Hierdie gesamentlike verlossing. Ek som dit op so, dat Jesus Christus is die Here en Meester, voor wie elke knie moet buig in die hemel en op aarde en alles onder die aarde is. En dat deur ons geloof in hom staan ons nie meer onder die oordeel nie, maar word ons aangeneem as kinders van God, tot die heilige lewenswandel geroep om te doen wat vir God aanneemlik is. Dis die evangelie. As jy nou wil weet waar ek dit wil kry, Handelinge. Kom ons gaan kyk na die eerste brief wat Petrus spreek. Handelinge 2. Handelinge 2, na Petrus die hele preek oor wie Jesus is, dat hy gekruisig is, wat alles aangegaan het, sê hy die volgende, hy sê, God het hierdie Jesus laat opstaan, en ons is getuies daarvan. Nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is, en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het hy die Gees uitgestort, en dit is wat julle sien en hoor. Dawid het immers nie na hemel opgevaar, ek ons 'n bietjie verder aangaan. Vers 36, laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Waarop die mense die vra, wat moet ons doen? En Petrus antwoord, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sondes gedoop word. Daar is die oorspronklike boodskap. Maar wanneer hy sê dat hy is tot die Here en Christus verhoog, hy is die Christus, hy is die Messias, hy is die
bestemde koning wat moet regeer oor sy volk, die gesalfde. Hy is die Here wat heers oor alles, vir wie elke knie moet buig. En hy het die belofte ontvang, en wat is daar die belofte? Die Heilige Gees wat hy dan uitstort in ons harte. En broer en suster, wat is die doel van die uitstorting van die Heilige Gees in ons harte? Nie sodat ek in tale kan praat, maar sodat ek 'n heilige lewe kan lewe. Die verbond in Jeremia 31 wat God sluit met sy volk, hy sê ek gaan 'n nuwe verbond sluit. Ek gaan my wette op hulle harte skryf, nie meer langer op klippe nie. Hulle gaan heilig lewe, hulle gaan lewenslewe wat aanneemlik is vir my. Die hele doel van die kruisiging is die vergifnis van ons sondes. En so dit is die evangelie, broers en susters, dat hy die Christus en die Here is, vir wie ons knie buig. En dat ons, omrede ons die Heilige Gees ontvang het, heilige lewens moet lewe. Daarteen sê hy, hierdie mense wat hulle self losbandigheid oorgee, hierdie mense wat sonde pleeg, die genade van God misbruik, hierdie mense wat goddeloos is, hierdie mense wat hulle Here en Meester ontken. Dis wat hy dan noem. Polycarp, een van die kerkvaders, hy was een van die disippels van Johannes, skryf 'n brief aan die Filippense, daaromtrent net na die draai van die eerste eeu. En hy sê die volgende, en ons kan dit ook aanneem, wat is dit waarvan hy praat? Hy sê elkeen wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is 'n anti-Christus. En elkeen wat die getuienis van die kruis nie bely nie, is hy die duiwel. En elkeen wat die woorde van die Here na sy eie begeerlikhede verdraai en sê dat daar nie 'n opstanding of 'n oordeel is nie, hy is die eerstgeborene van Satan. Daarom laat ons die nietigheid van baie en hulle valse leerstellings verlaat en laat ons terugkeer na die woord waarvan die begin af aan ons oorgelewer is. Maar let wel daarop, wat is die punte wat hy noem? Hulle wat ontken dat Jesus Christus in die vlees kom, hulle wat ontken dat hy op die kruis gesterf het, en hulle wat daardie genade gebruik en hulle begeerlikhede verlustig, aan die ander woorde sonde lewe. Dit is die mense waarvoor jy ooreenkom was. Mense wat sê daar is nie oordeel nie, daar is nie opstanding. En ons het so baie van daardie mense vandag, ons is so vinnig, wat mense sê, moet my nie oordeel nie. Natuurlik staan jy veroordeel deur die woord wat God gegee het. Inteendeel, wanneer Judas skryf, hy sê, want daar het mense oor wie daar lank tevore geskryf is, in julle midde ingedruk. Met ander woorde, hy sê dat die skrif het hulle al lank al veroordeel. Daar is al lank al vers geskryf oor hierdie goddeloses en wat hulle aanvang. En ons moet dit besef. Ons gaan verder, Judas, van ons by die res van Judas kom, gaan ons voorbeelde sien. Hy noem byvoorbeeld Sodom en Gomorra. Hy sê, hulle dien as 'n voorbeeld van die ewige vuur waarin almal wat nie heilig lewe nie, sal brand. Hulle wat 'n sedelose lewe lewe, wat onsedelik is, wat losbandigheid verkeer, hulle gaan brand. So Sodom en Gomorra vernietig is, so gaan hulle dit ontvang. Hy skryf byvoorbeeld, hy sê dat, vergeet julle dat almal wat uit Egipte uitgekom het, weens hulle ongeloof gesterf het in die woestyn. Ek dink dit is baie keer een van die ergste stories in die Bybel, die verhale van die Bybel. Dat daar die mense wat uit Egipte uit gelei is, hulle het die 10 plaae gesien van God in Egipte. Hulle kom met 'n gejuig uit, hulle gaan deur die Rooi See, hulle kom by die berg, hulle sien alles. Ja, hulle bou 'n goue kalf, maar die Here vergewe hulle en hy trek nog saam met hulle. Hulle kom al die pad tot by die grens van die beloofde land en sê ons kan nie die Here vertrou om ons net land te bevat nie. Waar die Here sê, totsiens met julle, almal oor 20 gaan sterf in die woestyn, net julle kinders sal weerkom. En Judas sê, pas op dat ons nie soos hierdie mense word, wat tot op die punt kom, tot op die laaste kom en dan wegdraai van God af. Wees versigtig. Hy gaan doen van Korah en Kain, Balaam en klop ouens.
Die skrif is duidelik dat hulle wat in sonde bly sal in sonde gestraf is. Hy noem hulle goddeloses. Nou ons het baie keer 'n goddelose is iemand wat net nie God het nie. Dis nie wat goddeloos beteken. Goddeloos beteken iemand wat weet daar's 'n God en nie omgee daaroor. Met ander woorde iemand wat lewe soos wat hy lewe, iemand wat sê ek het dit op my manier gedoen. Ek gaan doen wat ek wil, soos wat ek voel. Ek gaan aanbid soos wat ek voel. Ek wil kerk hou soos wat ek voel. Ek is heel gelukkig by die huis met net my Bybel en ek luister na Elvis se gospel albums en dan se gered. Wees versigtig, jy sluit jouself af van die liggaam van Christus en jy staan in gevaar om te val. Want ons het mekaar nodig. Dis hoekom Judas sê ek wil skryf oor ons gemeenskaplike verlossing. Broers en susters, ons het mekaar nodig om mekaar te help. Ons kom by die stryd. Maar daar is so baie mense wat dink dat ek kan die Here net doen op my manier en alles sal piekfyn wees. Wees versigtig. En dan sal natuurlik die mense wat absoluut hulle self oorgooi in die sonde. Dit is hulle wat die genade van God verdraai in ons bandigheid. Dit is daardie mense wat jubel in hulle vryheid wat hulle ontvang het deur Jesus Christus se vergifnis en wat net sê dat Jesus is lief vir my soos wat ek is en ek kan doen wat ek wil en hy gaan lief wees vir my. Dit word nie meer langer 'n ding van laat ek dit so verduidelik. Ek wil dit reg kry so ons dit reg verstaan. Partykeer kom ons in ons lewe by 'n kruispunt. En ons weet wat ons volgende gaan doen. Gaan verkeerd. En dan vra ons aan die mense en ons bid en ons sê Here, wat stap genade, ek wil dit doen. Ek gaan dit doen. Ek moet dit doen. En dan is dit amper so ding van kom ek die genade van die Here is genoeg vir my. Ek gaan dit doen. En dit breek jou hart die eerste keer. En miskien die tweede keer. Maar broers en susters, die aard van sonde is so dat dit al hoe makliker word om te sondig. En dan nie eens meer te bely nie en nie eens meer te vra vir genade. Sonde is gevaarlik. Broers en susters, ons moet ophou daarmee. Ons moet ophou met die sonde. As jy op 'n oomblik sê, is ek toegelaat om hierdie te doen. En iemand sê vir jou, die genade van die Here is genoeg. Dan hoop ek iemand anders sal staan langs om van een kant af te klap en stil te maak. Met liefde, nie met die hand nie. En dan vir jou te sê, nee, stop dit nou, bely jou sondes. Daar's ander, en dit is wat die genade reg is. Wanneer jy val vir die versoeking, en jy bely, ja, die genade van God is genoeg. Ja, die genade is altyd genoeg. Broers en susters, hier is die misterie van die evangelie. Die genade van die Here is genoeg vir elke sonde. Maar Paulus skryf in Romeine 6, beteken dit dat ek meer besondig sodat ek meer genade moet ontvang? Nee. En ongelukkig is daar baie kerke wat sê, kom ons gaan maar in alle sondes en kom ons laat alles toe binne in die kerk. Paulus skryf in 1 Korintiërs 5, hy sê, julle doen dinge in die kerk wat mense in die wêreld eers doen. Waar 'n ou met sy eie stiefmaker, kan jy jouself dit indink? En hy sit daar in die kerk en almal sê soos, maar ons is lief vir hulle. En die Here is lief vir hulle. Maar hulle lewe in sonde. Ons kan dit nie toelaat nie, broers en susters, ons moet versigtig wees. Die genade van die Here is nie daar om misbruik te word nie.
ek dink Petrus skryf in sy tweede brief, waarin hierdie brief baie nagekoppel is. Hy sê, moenie die geduld en die genade van die Here sien as 'n lisensie om te doen wat jy wil nie, maar sien dit eerder as 'n rede om te bely. Die Here gee jou kans. Want hier is ons die feit van die saak, broers, is dat die genade van die Here keer dat hy jou nie onmiddellik in die weerligstraal doodslaan wanneer jy sonde doen. Ek en ons sou minder gesondig het as dit gebeur het. Kan jy dit self indink as jy alleen vertel en die weerligstraal slaan jou elke keer? Miskien sou ons minder gesondig het, want jy gaan dit nie doen nie. Ek weet die mense skryf ons partykeer daai shock bracelets. Dan het hy voice activation as jy 'n verkeerde woord sê, dan skok hy. Ek onthou toe ek net op 'n keer ingekom het, daar in 1995. Er was 'n paar jeugouens van ons wat so saam tot 'n keer ingekom met selfde tyd. En ek en my broer en een ou en die pastoor se seun het mekaar gesê, luister, ons het baie gevloek as kinders. Baie baie oor dit. En ons het die ding gehad, as jy die ander oor vloek, dan slaan jy, jy gee hom 'n lammie. Dit slaan hom aan. En so het ons gehoor dat ons mekaar kan aanspoor om minder te vloek. Reg hier die begin van ons bekering. En ons het mekaar geslaan, het amper lekker geword om die ander te slaan, en gewag vir die ander om iets verkeerd te sê, so dat jy hom kan slaan. Wat uiteindelik 'n ander sonde geword het, want nou wil jy hy moet sondig, so dat jy hom kan slaan. Dit is 'n probleem, dit is 'n sirkel waarin ons onsself gevang het. Maar broer en suster, seker 'n maand, 2 maande na sy, tydens 'n jeugaand gedoop met die Heilige Gees, en ek het opgevloek. Jy hoef my te geslaan het nie. Ek het anders gepraat, want die Heilige Gees het in my gewerk. Die Heilige Gees is besig om in ons te werk, om ons beter te maak, om ons soos die Seun te maak. Maar ons moet nie dink dat omrede hy genadig is teenoor ons wanneer ons sondig, ons lisensie het om aan te hou sondig. Nee, ons moet dit eerder sien as 'n geleentheid om te bely. Die vierde kenmerk van hierdie groep mense is, hulle ontken die meester in die Here Jesus Christus. Hy gebruik twee titels vir Jesus, dit is interessant. Hy sê nie net hulle ontken die Here Jesus Christus. Ons verstaan die konsep van Here. Ons het al daaroor gepraat 'n geruime tyd oor hy is die Here, hy is die koning, hy is die een wat heers, dit is sy heerskappy, wie hy is. Maar Judas gebruik 'n woord hier in ons vertaling hier sê force, maar dit is so 'n woord wat vertaal kan word as meester. En daardie woord in Grieks is despotes, waarvan ons die woord kry despoot. En ek weet dat die jonger mense sal nie weet wat 'n despot is nie, maar dit is iemand wat regeer oor sy land en sy woord is wet. En as enigiemand sy oortree, dan word hy se muur tereggestel. Die leier van daai land kan doen wat hy wil, daar is nie 'n kabinet nie, daar is nie 'n vergadering om te besluit wat. As hy vandag besluit groen is geel, dan is groen geel. En niemand kan iets daarteenoor sê nie. Almal wat in sy heerskappy is sy slawe, is sy diensknegte. Hulle het nie hulle eie keuses en wil nie, hulle moet alles doen wat hy van hulle verwag. Dis die woord wat ons as despoot het. En dit is die woord wat hy gebruik vir Jesus hier. Nou ons het dit as 'n negatiewe konteks en soos wat ek het nou gesê het, sal julle dink, maar Jesus is tog nie so nie. Hy is nog nie so streng soos 'n despoot. Hy is. Party mense dink dat net die Vader in die Ou Testament gepraat. Nee, Jesus het in die Ou Testament gepraat. Dis Jesus wat die opdrag gegee oor hoe hy aanbid moet word. Dit is Jesus wat met ons praat in die Ou Testament. Dit is Jesus wat vuur en swaal op Sodom en Gomorra uitstort omrede hulle gesondig het. Hy is die meester en die vors voor wie elke knie buig. En hy moet gehoorsaam word, en elkeen wat ongehoorsaam is, sal gestraf wees. Ons begin by daai punt, dan kry ons genade. Hy is nie soos die menslike despoot nie. Hy het ook genade en liefde in oorvloed.
Maar ons moet begin by die uitgangspunt. As ek sê dat ek het tot bekering gekom en ek bely hom as my Here en my Vos, dan sê ek is soos wat Judas in die begin van sy brief sê, 'n slaaf van Jesus Christus. Ek bestaan op hierdie aarde met een doel en een doel alleen, en dit is om die werk te doen wat my meester vir my vra om te doen. Ek is daar om nie myself te verryk nie, nie myself op die hemel nie, maar om hom te verheerlik in alles wat ek sê en doen. Beteken dit dat ons nie ambisie moet hê in ons werk nie? Absoluut nie. Jy moet die beste doen wat jy kan. Maar vir sy eer, dit gaan nie oor wat ek kan kry in dit uit. Dit gaan oor wat ek vir hom kan doen. En sou hy besluit om my Suid-Amerika te bestuur in die Amazone reënwoud om daar te gaan preek, dan gaan hy. Want hy is my meester. En hy is die een wat heers oor my lewe, en hy is die Vos wat regeer oor my besluite. Dit is baie moeilik vir ons, veral in ons gesofistikeerde, westerlike, rasionele verstaan van die individu. Dit is my reg, en ek het my regte, en ek kan staan op my wil, en ek het vrye wil, en ek kan doen wat ek wil in die vryheid wat die Here vir my gegee het. Maar ons vergeet dat ons is syne. Hy het jou gekoop. Hy besit jou. Maar hy is 'n liefdevolle meester. 'n genadige meester. En omrede hy my besit, sorg hy vir my. En ek hoef nie bekommerd te wees oor wat ek môre eet of drink of dra nie. Want hy maak seker ek het alles. Hierdie mense ontken Here Jesus as meester. Hulle almal sing die lied van Frank Sinatra, I Did It My Way. En hulle almal is verkeerd, en selfs dat doelhuis is verkeerd. Ons behoort nie aan die einde te kom, die broer, sister, dink aan die volgende. Elke een van ons gaan voor die regterstoel staan van God in heiligheid. Die boeke word oopgemaak en hy begin, toe jy 2 dae oud was, het jy geweet jy is nie honger nie, maar jy het nog steeds gehuil, dat jou ma jou kon voel. Eindelijk wou jy dit aandag gesoek, jy het van gelieg. Toe jy 3 jaar oud was, ek gaan nou na die extreem toe, maar jy verstaan het. Toe jy 12 jaar oud was, het jy 'n sjokolade in die wind uitgestoot. En dan word het al hoe erger, want hoe ouder ons word, hoe erger word ons sondes. En bewaar jou siel, broer en suster, en mag die Here genadig jou siel hê, as jy dan voor ons gaan sê, maak dit ook op my manier. Dit is nie die antwoord wat jy gaan moet hê nie. Ja, Here, ek weet ek moet die fout gedoen, maar U ken my af. Ek het op my manier gedoen. U moet my maar net verstaan. Nee. Maar as hy na jou kyk, en hy haal die ander boek, daar is 'n tweede boek, die boek van die lewe. Want die skrif sê dat almal wie se naam in die ander boek geskryf is, nie, hulle gaan help. Maar as jou naam in die ander boek geskryf is, en die Here kyk na jou en hy sê, jy het goed gedoen, by getroue diens, sal dit nie soveel beter wees, as gaan weg van my af, wat ek ken jou. Reg? Hierdie mense dink, as hulle eie ding kan doen, kan hulle die genade van God misbruik. Hulle kan besluit oor wat reg en verkeerd is. En die kerke en die synodes en die organisasies, almal wat so wonder oor, moet ons sekere dinge sondes noem of nie. As die Here dit sonde genoem het, is dit sonde, einde van die storie. Gaan met dit. Die Here is ons meester. Hy sê dan nou natuurlik vir ons moet stry vir die geloof. Kom ons kyk net na die strye waarvan hy praat. Nou die woord wat hy gebruik in hierdie gedeelte waar hy sê dat julle moet, ek wil julle aanspoor om te stry vir die geloof wat aan julle oorgelewer is. Is dit 'n tegniese term vir atlete wat in 'n stadion meeding vir 'n kroon? Met ander woorde, hy sê dat jy moet alles in die stryd werk om daai kroon te wen. Die kroon is natuurlik die ewige lewe.
Hy het ons staande gaan hou tot en met ewige lewe wanneer hy kom. So met ander woorde, ons moet stry vir die geloof, met ander woorde, om heilig te lewe, om 'n gesonde verhouding met die Here te hê. Dis waarvan hy praat. Hy sê nie stryd in die ander ouens nie, hy sê julle moet soos atlete wedstryd voer. Julle is in 'n wedstryd vir jou eie siel. Paulus sê in 1 Korintiërs bietjie deurdryf, hy brei dit uit op dit. Hy sê, weet julle nie, in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, weet julle nie dat die atleet, wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat jy dit sal ontvang. Geen atleet gaan na die stadion en sê, wel, ek gaan hardloop, maar ek gaan net draf, en hoop ek wen. Ek hoop die ander se enkels breek, ek hoop hulle trip, en dan sal ek miskien ook nie. Hardloop so, dat jy die prys sal ontvang. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe. Hulle nogal om 'n verganklike oorwinningskrans te ontvang, maar ons onverganklike. Hierdie atleet, die wedloop begin nie in die stadion nie. Dit begin by die huis en by die oefeninge. Wat hy eet. Hy gaan nie uit saam met sy vriende en gaan drink wyn en word swak nie. Hy vergryp hom nie aan al die kos en word vet nie. Nee. Hy weerhou hom van daardie ding. Hy eet gesond, hy oefen gereeld, hy staan weer agter op, hy het 'n roetine, hy het 'n dissipline. Of dit reën of 'n sonskyn is, 6:00 in die oggend gaan draf hy. Ek weet nie ek oefen nie, ek weet nie hoe vroeg jy oefen nie. Murder weet jy ry fiets, hoe vroeg gaan ry jy fiets? Dan nog fiets kry. Maar jy het 'n dissipline, as jy aan 'n wedloop gaan deelneem, het jy het 'n rigiede plan. Ek gaan net dit eet, ek gaan iets anders eet nie, ek gaan so oefen, ek gaan dit doen. Reg? Dis ook my so maak geword het. Ongelukkig toeval hy voordat ek met gaan lees ry. Sien, nie tot by die einde gekom nie, broer. Sien julle die gevaar? In die oogwink. Paulus sê verder dan sê ek hardloop daarom so, dat dit nie doelloos is nie. Ek boks so, dat dit nie in die lug slaan nie. Maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie terwyl ek van ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Dis een van Paulus se grootste bekommernisse. Is dat ek moet aanhou om myself te dissiplineer in my vlees. Anderste preek ek vir mense en roep hulle tot 'n heilige lewe, maar ek self is besig om die sonde te verval. Net in die afgelope paar jaar, hoeveel pastore het, ek weet nie, julle lees nie self of ek lees nie, maar hoeveel pastore het in sonde geval. Verhoudings wat hulle gehad het met vrouens in 'n kerk. Die man is in sy 70's, boeke geskryf, goeie boeke. Ja, jy sal nooit dit van hom gedink nie. En daar kom hy vir 5 jaar tyd verhouding met een van sy studente. Daar verloor ek alles. In 'n oogwink. Dan nie in 'n oogwink nie, in 5 jaar gegaan. Hy het al 5 jaar terug verloor. Ons het net nie geweet van dit. Dissiplineer, dis wat ek bedoel met skryf. Soos atleet moet ek en jy dit oefen. Ons doen dit deur ons gebedslewe. Ons doen dit deur mekaar op te bou. Kom maar wys jy dit is in dieselfde brief. Vers 20 tot 24. Sorry, 20 vers tot 23. Maar julle moet, geliefdes, deur julle self op te bou in julle allerheiligste geloof. Daar is die stryd vir die geloof, né? Allerheiligste geloof. En deur in die Heilige Gees te bid. Gebed. Hoe bou ons geloof op? Deur te bid in die Heilige Gees. Moet julle jouself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die lewe verwag. Dis ons prys, reg? Daar is ons kroon, dit is waartoe ons gaan, om Christus en die ewige lewe te ontvang. Dit is ons prys. So ons hou onsself in die liefde van God. Ons bid in die Heilige Gees en ons bou ons allerheiligste geloof op. Dan in vers 22, nou stry ek nie meer self nie, maar
Ontferm julle ook oor diegene wat twyfel. Dis hoekom ons mekaar nodig het. Maar dan gaan tye wees wat ek en jy struikel, waar ek en jy val. En as jy alleen is, en as jy buite die kerk is, het jy niemand wat jou gaan optel. Maar dit beteken ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Vers 23, red ander deur hulle uit die vuur uit te ruk. Nie hulle daar te los in die vuur nie, ruk hulle uit die vuur. Oor ander moet julle met eerbied ontferm, terwyl julle selfs onderkeer van afskie wanneer die liggaam so is. Ontferm jou oor hulle wat in sonde geval het, hulle wat speel met sonde. Ek het laasweek ook genoem, ek noem dit maar weer. En ontferming is dat ons omgee vir mekaar. Ons is 'n liggaam. Dit is hoekom ons by hierdie tafel elke Sondag kom saam. Deur hierdie heilige sakrament word ek en jy in een liggaam saamgevoeg. Met een verbond dat ons almal deel maak van een liggaam met Christus as ons hoof. En Paulus noem dit in Korintiërs en 'n paar ander plekke, maar as een gedeelte van die liggaam seer het, dan het die hele liggaam seer. Ons moet vir mekaar omgee, ons moet stry. So, wanneer Judas sê dat ek wil aan julle skryf vir ons gemeenskaplike verlossing, maar ek skryf nou om julle aan te spoor om te stry vir die geloof, is dit tog nog die gesamentlike verlossing waarvoor ons stry. Is om te sê, luister, kom saam in die hemel. My grootste gebed, my grootste hart vir julle is dat julle saam met my in die hemel ingaan. Hoopelik nie op dieselfde tyd nie, ek gaan julle nie op bus sit, dan gaan ons dieselfde tyd gaan nie, maar ek wil julle inwag en van julle gaan my miskien moet inwag. Maar dat ons mekaar in die hemel ontmoet. Ek dink aan ons kollektief, daar woon die hemelse kamer. Kyk uit vir my, ek kom ook daar. Dit is so mooi liedjie daar. Maar dit is so waar in ons harte, dat ons moet vir mekaar uitkyk. Broers is dan kyk uit vir die ander persoon. Sien wanneer iemand besig is om te stry en stap op pad saam. Dit is hoe ons stry teen die ongeloof. Ek wil 'n laaste aanhaling kry van Irenaeus. Dit is 'n kerkvader. Hy is so 2 generasies weg van Polycarp af. En hy praat hier spesifiek oor die eenvoudigheid van ons geloof. Hy sê, want die waarheid is eenvoudig. Want die woord is naby jou, in jou mond en in jou hart. Hy haal 'n vers van die Bybel. En dit is maklik om te verstaan vir diegene wat gehoorsaam is. Want dit maak ons soos Christus, wanneer ons die krag van sy opstanding, die gemeenskap van sy lyding ervaar. Luister, want hy sê, die waarheid is eenvoudig. Gaan terug. Die waarheid is eenvoudig. Broers, is dit die evangelie is nie moeilik nie. Jesus het gesterf vir jou sondes, hy het opgestaan op die 3de dag, hy kom terug. Nou moet ek en jy lewe binne die realiteit en die heilige lewe. Reg? En dit is maklik om te verstaan en dit is nie gecompliseerd nie, dit is nie gesofistikeerd nie, dit is eenvoudig. Reg? Wanneer ons die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyding ervaar, wanneer ons deel het aan hom, saam met hom, dan gaan hy aan. Hy sê, dit is die verbandskap van die apostoliese leiding en die allerheiligste geloof wat aan ons oorgelewer is, daar na Judas aan. Wanneer ongeleerdes ontvang is en diegene met skraal kennis oorgelewer is. Ek hou daarvan hoe hy sê, die ander ons, die mense wat oorspronklik gehoor het, was ongeleerdes en die wat het oorgelewer het, was skraal van kennis. Dis die disciples en die apostels, moet seker my ook wees. Dat ons nie ag gee op eindelose geslagsregisters nie, maar eerder studeer om 'n regverdige lewenswandel te onderhou. Dis hoe eenvoudig die Christelike lewenswandel is. Broers en susters, dat ons nie stry oor geslagsregisters en ander dinge wat mense vir jou uit die Bybel uit wil wys, van dit is so, en die Bybel sê dan, ek gee nie om nie. Jesus het gesterf vir my sondes, ek is 'n sondaar, ek het sy genade en sy liefde nodig. En hy het my gered en hy het my die vuur uitgered. En ek staan nie meer onder die oordeel nie, maar ek staan as diensknegt en slaaf van my Here Jesus Christus, aan wie ek my hart gegee het, met my knie gebuig voor U.
buig myself toe. En ek gaan nie my tyd mors op die bestudering van allerlei teorieë nie, maar ek gaan kyk, hoe kan ek 'n regverdige lewenswandel onderhou? Dis dit. Om te stry vir die geloof, broer en suster, is nie om te stry oor die geloof nie. Dis om jouself te dissiplineer tot 'n heilige lewenswandel, te bid in die Heilige Gees, om goed te doen aan ander en mekaar by te staan en te ontferm, oor mekaar te ontferm. En so uit te gee aan die wet van Christus. Dis hoe eenvoudig dit is. So ek wil julle aanmoedig, kom ons stry vir die geloof wat aan ons oorgedeel is, eens en vir altyd. Amen. Vader, ons kom dan na U toe. En ons dankie vir woord soos hierdie vanmôre wat ons kan aanmoedig dat ons nie al die kennis hoef te hê nie, maar ons hoef net een ding te weet, en dit is Jesus Christus, gekruisig vir ons, begrawe en op die 3de dag daarop gestaan, en nou sit hy aan die regterhand van U in die hemel, waarvan hy die Heilige Gees ontvang het, en die Heilige Gees uitgestort in ons harte, sodat ons heilige lewens kan leef, sodat ons kan doen wat reg is, sodat ons kan doen wat regverdig is, wat goed is. Here, en ek bid daarom dat U ons sal gebruik, Here, om U evangelie te verkondig, om ander te vertel van die goeie nuus, om ander te bemoedig, om ander by te staan. Here, mag ons mekaar versterk in ons geloof, Here, en mag ons jubel en juig, Here, in ons gesamentlike verlossing, mag ons mekaar aanspoor tot goeie werke. Here, hulle wat ook by die huis is, mag ons ook na hulle toe gaan, en aan hulle ook dit oordra. Here, mag ons hulle ook aanspoor. Here, en hulle wat weg is vir geruime tyd, Here, bid ek dat U hulle sal terugdoen, Here. En dat U ons sal gebruik om hulle terug te doen. Vader, dat ons nie mense net verloor nie, maar dat ons elke hart gaan soek. Dat ons sal wees soos U, wat die laaste skaap gaan soek uit die wonderheid. Here, mag ons so omgee vir ons broers en susters, en vir hulle wat twyfel, vir hulle wat al wegbeweeg het, Here, mag ons ontferming oor hulle wys. So bekragtig ons Heilige Gees die krag van die heiligheid en van die eerlikheid. En mag ons dit doen wat ons Here en Meester van ons verwag, tot eer van Goeie Vader in alle ewigheid. Ek bid, Vader, dat U genade, U ontferming, U vrede en U vreugde dan aan elkeen hier vermenigvuldig sal word. In die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus, deur wie ons saamgevoeg is in liefde en vrede, bid ek dit. Amen en amen. Dankie broers en susters, gaan in seën van die Here. Lyk daar ons vir die meneer eens, ons kan daarom die pap van Mattheus se sy gaan nie. Bietjie nog swem op die highway as ons ry. Jy sê versigtig op die pad. Kan ons kom hier. O, wag julle, sorry. Dan die ander vir jou môre. Dan die ander vir jou môre. Kan nie sê hoe uit sy is nie. Sy is Noag het sy het die ark van Noag vasgeklou toe hy gedryf het in die water. Sy was daar toe Moses deur die Rooi See gegaan het, was sy een van die baaste agter gewees, denk krap, sy vrou. Maar die Here het al die jare gespaar en ons weet die Here gaan nog baie jare, so kom ons trek ons hande uit na haar toe en ons bid die Here se seën oor haar. Vader, ons bid vir Tannie Annetjie vanmôre, Here, dat die seën ryklik op haar sal rus. Here, mag sy genade en ontferming en vrede en liefde in U ontvang en mag dit vermenigvuldig word, Here. Here, dankie vir haar goeie hart. Here, dankie vir haar bereidheid om te help, Here. Self weer vanmôre wat sy help met tafel, Here, God, dat sy instaan waar my ma en my suster hier kan wees, Here. Ons sien daar die liefde wat sy het vir die gemeente en vir die gemeentelede en vir U, Here. Here, mag U as seën, Here God, met gesondheid en krag en sterkte, Here Vader. Here, mag hierdie jaar vir haar goeie jaar wees by haar werk. Mag sy geseënd wees, Here Vader. Here, mag U haar veilig hou daar en oral waar sy gaan, Here, mag sy weet, sy is die geseënde van die Here, God die Almagtige. En mag sy onder U vleuels skuiling vind. En ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Geseënde verjaarsdag met aan die môre. Nou, as dit goed is, man. Ons kom weer.